Het jy al ooit gewonder hoekom ons bid in die naam van Jesus? Meeste van ons weet dat Jesus die weg gemaak het na die Vader deur sy kruisdood en daarom bid ons in die naam van Jesus. Daar is dus geen ander manier tot in die teenwoordigheid van die Vader as deur Jesus Christus nie. Maar Johannes 5 vers 16 sê ook, so sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Die engel sê that whatever you ask the Father in my name, he may give you. So wanneer ons God iets vra, moet ons die Vader vra in die naam van Jesus. En die woord sê, dan sal hy aan jou gee, wat ook al jy voorbid. Maar het jy al vir iets gebid in die naam van Jesus en dit nie ontvang nie? Hoe werk dit dan nou? Praat die woord van God dan nie die waarheid nie? Die woord is en sal altyd die waarheid wees. Ons verstaan dit net nie altyd so korrek nie. Om in die naam van Jesus te bid, beteken nie net jy sê die woord Jesus nie. Wat bedoel ek? As ons kyk na die konteks van die hele hoofstuk van Johannes 15, gaan dit oor die feit dat Jesus die wingerdstok is, ons die lote en die Vader die boer. Vers 4 sê, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. So in Jesus naam beteken soveel meer. Wanneer jy sê in Jesus naam, beteken dit eintlik volgens Johannes 15 dat jy in hom is en hy in jou. In Jesus naam beteken sy lewe vloei deur jou lewe soos die lewenssappe van 'n wingerdstok deur lote vloei. Die Passion Translation sê, so you must remain in life union with me, for I remain in life union with you. For as a branch severed from the vine will not bear fruit, so your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to mine. In Jesus naam beteken daar is konneksie en intimiteit tussen jou en Jesus. In Jesus naam beteken jy word getransformeer om meer en meer soos hy te word. In Jesus naam beteken sy gedagtes word jou gedagtes. En wanneer sy gedagtes jou gedagtes word, gaan jy bid soos Jesus gebid het. Jy gaan God se volmaakte wil kan bid. En dan sal die Vader aan jou gee, wat jy ook al in die naam van Jesus bid. So die naam van Jesus is nie net 'n towerwoord wat ons in ons gebede gebruik nie. Dis 'n posisie van verhouding en konneksie met hom, en dis 'n proses van verandering om meer en meer soos Jesus te word. Mag jy hierdie posisie en proses onthou as jy weer bid in die naam van Jesus.